As dit koud is, wil mense hiberneer en verdwyn onder die komberse. Maar wat doen diere as dit koud is? Ons gaan kuier vandag eerstens by wurms. En wurms wat baie besig is. En ja, daar's goed wat gebeur tussen blare en onder sand. Bly by ons. Ek staan by Gabby Zerer, wat planne gemaak het met kompos en wurms. Gabby, vertel vir my, hoe het jou reis begin met wurms en kompos? Weet jy, dis eintlik 'n onvrywillige pad gewees. My seun en 'n vriend het besluit, hulle gaan nou Namibia skoonmaak. En hulle gaan toevoeg aan die, wat sê mens, nutrition van die grond. Hulle gaan nou die grond. So hulle het nou besluit, hulle gaan nou wurms steel en hulle gaan van verskillende maatskappye hulle waste bymekaar maak en hulle gaan dit in kompos verwerk. Okay. En aangesien ek nou 'n passie het vir gardening, dis absoluut my lewe en ek het ook 'n boks met kompos gehad en wurms, het ek vir hulle gesê, I've got the connection. Ek het die mond, die bek, verskoon. En jy is die ma. En ek is die ma en ek is veronderstel om die kinders te ondersteun. Ek sal julle help. Ja. Toe hulle nou begin hierdie produkte doen. En ons het kompos gemaak, ons het dit gesif, die kinders het met hulle naaimasjiene gesit en die sakke toegewerk. Ja. En ons het, of hulle het, die produk vir Eugene van Poepkewits gesê, Eugene, jy weet mos nou van kompos en hierdie goed, dis wat ons nou produseer, wat sê jy? En hy het dit gaan toets en hy sê, Gabi, ek soek hierdie produk op die grond. So nou is dit 'n kwessie van, dis 'n klein hoeveelheid wat jy produseer en nou wil hulle nou so groot. So ja, op die ou ende, om nou die hele storie 'n bietjie kort te maak, het my seun toe nou begin, dit was nou in sy amper matriekjaar, toe hy nou begin 'n apprentice word. Hy's nou 'n mechanic, so hy stel nie meer belang in kompos nie. Dis 'n ma se probleem. Ma se probleem saam met sy chommy. Sy chommy het toe nou nog matriek gedoen en die jaar daarna is hy Duitsland toe. Toe sit ek nou met die hele met die wurms sessie. En omdat ons nou die produk al so gepromote het, ek vir myself gedink, maar nou kan ek dit nie stop nie, want ek kry die waste van verskillende mense. En nou so as jy praat van die waste, die afval nie, wat se afval is dit nou? So, want ons staan nou hier tussen parabolle. Maar wat se afval is dit? Want jy het gepraat van Olivia's ook, is dit soos kosafval? Nee, Olivia's maak mos hierdie fruit juices. Okay, so dis die skille en die goeders. Dis die skille, dis die gepulp, dit is die pulp. Ja. Want die wurms het mos nie tande nie. So hulle werk mos op of eet die klein fyn goed, die wat al 'n bietjie gevrot het. So al hulle eierskille, hulle koffiemoer, alles. So ek kry van hulle gereeld 20 emmers waste in 'n week wat ek dan weer kan gebruik. So hierso staan nou van vermikompos, nê? Nee? So wat is, en dit is kompos wat spesifiek met wurms gemaak is. Ja. Wat die idee van kompos is dat jy nou 'n lasagne manier doen. Ek in hierdie geval vat horsmanure. Okay. Want ek sit by die stalle. Dan vat ek papier, shredded paper, wat ek ook verskillende maatskappye het wat vir my die goed, hulle bel my en sê, Gawie, ek het 20 sakke shredded paper, kom tel op. Hallo NMH. Okay, ja. So dit is dit. Eierbokse, soos ek sê, koffiemoer, blare, grass clippings, alles moontliks word dan gemeng, nat gemaak. Ek sal nou vir julle die proses wys hoe dit werk. En ja, dan op die ou ende kom 'n wonderlike vermikompos uit. En dan omdat jy die wurms bysit. So dit maak hom anders van ander kompos. Dit maak hom ek sê die vermikompos is 'n stap verder van kompos. Kompos is nou die gewone goed wat jy alles bymekaar maak en jy het 'n wonderlike organiese produk wat uitkom.
Wat ek doen is ek maak gewone kompos wat warm word, 60-70 grade. Ja. En Hoe maak jy dit warm? met die perdemis. Is warm? Word ja, Is 'n heater? Ja. Jy sal nou as jy daar krap in hierdie perdemis sal jy sien hoe kom die stoom uit, ja. So hy maak hom warm en dan met lig en water. Ek draai hom elke maand. Ja. En dan hoe meer lig weer inkom, en water, hoe meer word hy warm. So ons basies so stoom. Dis absoluut. Ons sal nou ons ek het temperatuurmeters ook nou in dat jy kan sien. Ideaal is tussen 60 en 70 grade. Weet jy, Shame Jomari bly mos in Simbabasia, so hulle het nou nie geld vir heaters nie. So as ek nou vir haar sak perdebol vat, dan kan sy dit daar onderraad. Sy kan dit nat maak en maar sy moet dit gereeld draai en ja, maar net ietsie isolasie insit laat sy nou nie met 'n velbroek werk. Ja, is 'n Babasia heater, perdekoppels. Ja. Maar waar die wurms nou voor ek nou die ding vergeet. Die wurms hou nie van so baie warm nie. Hulle is so 30 grade, 35 grade, 40 grade is alright vir hulle. En ek sit hulle dan as die kompos afgekoel het, dan sit ek die wurms eers in. Okay. En dan begin hulle die fyn, want kompos is mos nou al baie fyn en squashy en so voort. Ja. Dan gaan hulle en hulle kou dit deur en hulle afskeiding, hulle worm poo. Ja. Dis eintlik die worm casting sê hulle in Engels. Ja. Maar omdat ek nie net castings het nie, ek het ook nog organiese kompos by. Dis hoekom ek sê dis vermicompost. So dis nie net worm castings nie. So wat maak vermicompost beter as gewone kompos? Wat nou nie die wurms in die afskeiding nie. Hy is eerstens gekonsentreerd. Hy's baie meer gekonsentreerd as jou. So jy het eintlik minder nodig. Jy het baie minder nodig. 1 kilogram kan omtrent 10 kilogram se grond. Sjoe, dis baie. Beter maak en die ideale ding is nou met die vermicompost, daar's ook kokonne in. En die wurms gaan uitbroei as die omstandighede aangenaam vir hulle is. So jy gaan outomaties wurms in jou grond ook hê. So die wurms is besig daar onder die grond. Hulle is besig, hulle het baie om te doen. Hulle is besig. Jy het nou net gesê jy gaan nou vir jou wys hoe werk die proses. Maar hoeveel wurms het jy nodig om die afskeiding te kry? Want ek wil 'n wurm is mos nog net so klein. Hoe baie kan hy nou bol? 15 cm groot. Maar jy sal nou sien daar's geweldig baie kleintjies. So en dit hang van die mense vra altyd nou hoe lank gaan dit vat dat ek nou hierdie emmer in kompos kan verwerk? Dit hang van alle omstandighede af. Dit hang van die kos af wat jy vir hulle gee. Dit hang van hoe nat hy is, hoe droog hy is. So dis baie mense kan nie presies sê jy het nou hier so 200 wurms en jy het nou hierdie boks en hy gaan nou in 2 maande reg wees. So voer jy die wurms? Jy gee vir hulle kos, Kentucky? Nee, Kentucky nie. Hulle hou van organiese. Nee, vis ook nie, hoender ook nie. Nee, hulle kry hierdie waste van Olivia's. En hulle hou van papier. En so dis sturvy wurms. Hulle wil Olivia kos hê. Hulle is vegetarians. Okay, soos blare en so. Blare, nee, geen afvalkosse nie. So dit kom nie in die kompos nie. Dit kom in die bokashi. Dis nou weer 'n ander manier van. Ek weet van die bokashi. So maar die wurms kry eintlik net organiese goed. Nou hoeveel keer 'n dag moet jy nou vir die wurm kos gee? My wurms kry eintlik net 1 keer 'n week kos. Want die probleem is wurms hulle is vol femies. Hulle kan as hulle te veel alle wurms. Ja. hulle kan proteïenvergiftiging kry. Van te veel? Van te veel kos. Hulle kan as die boks nie nat genoeg is nie, kan hulle uitdroog. As die boks te nat is, dan vrot hulle, dan gaan hulle ook dood. So mens moet so 'n bietjie die balans hou. Dis erger as 'n man. Ja, ek sal nou nie in detail aangaan nie. Okay, so jy moet dis nie 'n kwessie van jy bære nou die wurm daar in die kompos en jy los hulle dat hulle nou hulle ding doen nie. Dit kan ek hierso doen omdat ek altyd baie selfs die horsmanure. Hulle hou van horsmanure. So hulle het baie want daar's baie gras in en alle moontlike organiese goed is daarin wat gevrot het.
En jy sal hierso ook sien, hier is verskillende stadiums van die kompos. So as die wurms nou besluit hierdie kompos is nou, hy het nie meer so baie kos in nie, dan sal hulle ondergronds uitbeweeg en 'n nuwe boks gaan dan gaan soek hulle. Dan kruip so ek hoef nie meer wurms in die bokse in te sit. So dis eintlik 'n slim wurm. Ja, hulle doen hulle eie ding. Hulle doen hulle eie ding. Ja. Gabby, ek kan vir ure met jou gesels, maar ons gaan nou 'n breek vat en dan hierna gaan Joe uitvind by Gabby presies hoe werk die hele proses totdat daar kompos, wurmkompos is reg. 'n Hoender is 'n ding wat 'n wurm pik. Maar die wurms wat nou oorleef het, doen hulle eie ding, maar ons het ook gaan kuier by 'n baie spesiale hoenderplaas waar 'n hoender 'n pink eier of 'n pers eier lê. Kyk hoe lyk hierdie paaseiers. By my is Carla Jacobs en Carla se dogter Miep. Hallo Carla. Hallo. Hoe het jy by Miep en hoenders beland? By hoenders het ek beland omdat ek wou ek bak gereeld of ja, so tussendeur die werk want dit is my baie lekker. Toe het ek besluit om 'n paar hoendertjies te kry vir die eiers. Ja. Maar toe dit nou in 'n vreeslike ding ontplof en toe het ek nou later 'n verskriklike klomp hoenders en met 'n klompie wat ek uitgebroei het, toe's al die 10 eiers nou saam in 'n kampie en toe het hulle nou vir Miepie afgeknou. Sy was baie klein. Ja. En toe moes ek haar daar uithaal want sy het letterlik oop wonde gehad. Jy weet, hoenders raak half bloeddorstig. Ja. En gelukkig het een van my werkers dit raak gesien en vir my gebring. Maar ja, toe het ek haar langs my bed moes laat slaap en haar versorg die wonde. En sy het net geweier om terug te gaan hoenders toe. Sy bly in 'n tas of iets. Waar bly sy as sy by jou is? As sy nou nie die kleintjies versorg nie. Sy slaap op haar houte in die kamervenster. Ek het buitekant vir haar 'n woonstelletjie gemaak waar sy kan uitklim. Okay. En dan as sy besluit sy's nou broeis of wanneer sy haar eier lê, dan spring sy in 'n tas. Daar was 'n oop tas. Ja. Dan haar kies sy eerste nou haar broei, haar lêplekkie. Ja, dis wat sy gekies het. Daar het 'n oop tas gestaan waarmee ek doenig was. En sy het daar ingespring haar eerste eier gelê en van daar af lê sy eiers daar en as sy broeis raak, dan bly lê sy net daar. En dan moet jy nou weet, as sy die aand nie opstaan om te kom slaap nie, Dan sy besig dan met iets. dan sy nou broeis. Dan sy broei. En dan vat ek maar net van die ander vrugbare eiers en gee dit vir haar. Ja, En dat dan sy kan lê uitbroei, sy- ja. Ja. En sy is so getrou. Ek vat haar letterlik elke namiddag as almal klaar is en die werkers weg is, dan tel ek haar op, sit haar buite, dan hardloop sy haar draai, Doen haar doen haar dinge. toilet, rol gaan in die sand. Oh, Nou presies halfuur, ek stel my watch. ja. Dan vat ek haar terug op sy eiers. Yes, like. Ja. Sy Jou gaan nou met jou Ja. gesels oor presies hoekom ons hier is, want dit is dis hoenders wat baie spesiale eiers lê. Maar Miep se rol is ook wat 'n rol speel sy daar? Sy het As self die kuikens besluit. Weet jy, uitbroei. ek het 'n paar keer van die Kaap of so dan kom ek in my tas met 'n paar eiers aan. En dit is die weirdste ding. Sy sien daai eiers en die volgende dag sy ewe skielik broeis. En dan gee ek vir haar van daai eiers. Ja. Maar ook nou, as die ander henne wat nou hulle kuikens groot genoeg is dat hulle die kuikens los, dan sit ek vir Miep in 'n hok of sy het haar kampie hierso en dan gaan sit ek net daai kuikens by haar. Ja. En dan loop sy nou by hulle want sy wil nie by groot hoenders wees nie. Ja, Sy sy wil haat by hulle. sy wil by die Ja. kinders wees. Sy's Ja. meer 'n mens, jy weet, 'n Ja. carer. Ja. Jy het ek gaan nou die eier uit die hok, uit die nes, uit die iets laat. Jy boer met bont eiers. En ek het die mooiste storie oor jou gedoen wat jy vertel het dat jy toe jy klein was, Ja. vertel gou daai beautiful storie van jou in die hoenderhok, die rooi hen se dogter. Ons het by Arnos groot geword. So teen die Botswana grens. My pa geboer en ek onthou nog dit so presies. My ma het sit in naaldwerk doen en dan sit die hoenderhokke gesien. En ek het altyd daar binne in die hoenderhok gaan sit. Ek was daar doenig
en dat ek gaan sit. En dat my ma altyd gesê ek is die rooi hoender se kind. En ek kan regtig nie onthou, het sy dit gesê omdat ek daar loop sit het. Ja. Of oor my hare het 'n hoender so gelyk en toe het sy so gesê en toe ek besluit nou maar dan is die hoender my ma. Dat ek weet nie hoe om ek verstaan dit nie, maar Ja, maar dis 'n ongelooflike mooi sirkel want hier is jy nou met jou rooi hoender dogter. Die bondeiers. Daar was baie navorsing en goed wat jy moes doen. En reise waar jy eiers op vreemde plekke gaan kry. Vertel asseblief vir ons die een in Turkye van jou en die Turke met die hoenders in 'n 4x4 of in 'n dit is SUV. Nee, dis nie een van hierdie plat SUV's, soos hierdie 7-seaters amper, maar dit is nie 'n 7-seater. Maar jy was by 'n eierkonferensie of 'n ding. Dit was 'n kompetisie. O, En hulle okay. hou gewoonlik die kompetisie. Dit gaan al baie jare aan. Hou hulle dit in Istanbul, maar hulle het dit hierdie jaar Januarie gehou in die platteland. Dis 500 km van Istanbul af. En ek het toe die ou wat dit nou georganiseer het en vir wie ek nou heeltyd vir maande lank gepraat het, vir wie ek nou opgespoor het wat hierdie verskriklike mooi Americana hoenders het met hierdie mooi blou eiers. Hy het nou als gereël. So hy het net gesê daai aand kom ons mekaar slaap by sy suster want dis naby en die ou wat ons optel om te ry. Ek vra nie, ek gaan net saam. So daai oggend het die ou ons oplaai. Toe staan nie 'n skeiding tussen ons en die hoenders nie. So daai man vat hoenders. Hierdie ou saam met wie ek gaan vat sy hoenders. Hulle almal loop skou nou, dis net deel van die kompetisie. En soos ons in hierdie kar en hier halfpad stop ons. Jy weet jy ry 7 ure lank want dit is so stad aan dorp en jy Ja. Tel ons nog 'n man op, nog met sy hoenders. Jong, ek begin raak allergies. My neus, my oë swel op. Vir al die hoenders in die kar. Gelukkig sê hy vir my, maar jy weet hulle praat nie Engels nie. Ons sit te tik. Hy sê mask. Ek het nog COVID se masks in my handsak. Ek sit 'n mask. Toe moet ek nou heeltyd met 'n mask. Ek mag daai dingie van my gesig afhaal. Dan sê hulle, "Jou mask." Carla, kom ons begin want dit is nou wat my aanbetref hoendereier 101. Ek weet van hiervan niks nie. Maar hoekom lê hoenders verskillende kleure eiers? Daar's oorspronklik net 'n paar tipe hoenders wat 'n gekleurde eier lê. Jou hoender wat die donkerste bruin eier lê, kom van Frankryk af. Okay. Van 'n dorp met die naam Maran en hy word ook 'n Maran genoem. Nie soos die Amerikaners nou so sê Marang nie. O ja nee. Hierdie is nou een van hulle, maar hy is nie heel donkerste nie. Hulle word nog donkerder. Hierdie is nou maar wat hulle nog vandag opgetel het. So jy kry donker is, ek het ook donkerder is. Hulle lyk letterlik chocolate bruin. So, net soos paaseiers, mense dit lyk so sjokolade, ja. Maar jy kry nog donkerder. Hierdie is ook mooi donker, maar dit is 'n bietjie stof. Ja, sien, daai een. Oh my. Hy's nou mooi donker. Oh, ongelooflik. En dan kry jy die Araucana wat oorspronklik van Chili kom. Okay. Die Ramplus Araucana. Hulle lê natuurlik 'n blou eier. Dit is nou daai wat in hulle maag 'n ding wat se naam ek nie nou kan onthou afgeskei word. So dit word gevorm vanaf die begin van die vorming van die eier. Ja. So die hele doppie binne en buite is blou. Is blou. Ja. So daai twee is jou myn gekleurde. Dan is daar 'n hoender, maar van hierdie hoenders weet ek nou nie of die mense geteel het want mense het ons hoenders begin teel, iets gevat. Presies. So die een van Switserland wat natuurlik 'n groen eier lê, is die Isbars of hulle noem hulle Silverrads Blue. Daai een lê 'n groen eier en mense het nou van hierdie hoenders wat gekleurde eiers lê gevat en hulle in ander hoenders ingeteel met die tyd. Dat hulle nou ander kry wat blou en groen en wat ons lê. En dan kry jy 'n hoender wat van Nederland afkom wat 'n eier met spikkels lê. Oh my word. Ek sien nie nou spesifiek haar eier nie.
Maar ja, so mens vat nou, dit word 'n welsummer genoem. Okay. Ja, so mens vat nou so Eier met sproete. ja, dis pragtig. Ongelooflik. Ons is ook baie geneig daartoe om sproete te maak. En ek weet vir jou sê, 'n ding wat 'n Maran eier nogal doen. Hy het 'n heavy bloom. Dit is die protective layer rondom 'n eier. Okay. Ja. So, wat ek doen is ek was glad nie 'n eier nooit nie. Hierso lê so 'n borseltjie en my hoenders lê dit in hulle bakke met sand of met ronnetjies. Ek borsel net die sand af. Okay. En as daar nou iets anders aan sit, dan sal ek net daai kolletjie met 'n lappie vryf. Want sodra jy nou daai protective layer afwas, amper 'n membraan, ja. dan is jou poree mos oop vir vullis, bakterieë, virusse, whatever. So ek doen dit glad nie. Presies. My genade. Ja, so daai is jou kleur en dan in Engeland kry jy 'n cream leg bar. Hulle lê baie mooi blou eier. En dan die Americana. Ek dink dit kom vanaf die Amerikaners wat die Araucana gevat het en hom geteel het om blou eier te lê. Maar ja, dit is jou grootstes. En dan 'n Jersey Giant is 'n groot hoender. En sy eier, ek het nou gisterand daai eiers in die koek gebruik. Sy eier is naturally 'n bietjie pinker. Ja. Verskriklik mooi. Dis ongelooflik. Wat ons dan nou doen is ons kruis hulle crossbreed van hulle. Ek doen dit nie met almal nie want ek wil nie seker is moet kruis nie om nou blou en bruin maak ons nou groen Ja. En as jy nou 'n verskriklike mooi eier wil hê, sal dit nou so iets wees. Hierdie is nou 'n olive. Dis nou blou en bruin met 'n spikkel. My maggies. Dit is nou. Dis so jy basies ontwerp jy jou eie palet van eiers ook nou nog. En dan moet jy as jy tot op 'n punt teel waar jy nou begin weet wat jy doen. Maar daarvoor het ek verskriklik baie navorsing gedoen en mense op Facebook gevolg wat nie synig is om hulle kennis te deel en so. Dan kan jy nou 'n Marans eier kry. Hierdie is nie pragtig nie. Hierdie bloem het dat hy nou pers of pink lyk. Nou, okay. Jy sal sien 'n bloem. Maar daar is die eier se regte kleur. Dis wat jy bedoel het nou net. So hoe ongelooflik is dit? Ja, dit is hoe 'n bloem werk. Wow. Nou, baie van hierdie blou en groen eiers van my het ook 'n bloem. Hulle lyk blou of grys, grys. Maar die bloem, daai protective layer is so dik dat hy vertoon blou, maar hy's groen onder. Of grys. Dis wat hulle so mooi maak. Jy sien ek het 160 vrae hierso vir jou. Kyk nou daar. Jesus, dit is vir my absoluut pragtig. Jy tags hier in jou hand. Wat beteken dit? Soos my hoenders nou begin uitbroei of soms ek het kleineretjies ook. Soos hulle van die ma afkom en ek het nou vir 'n broeishen 8 eiers gegee net van my olifkamp af. Soos hierdie syfkamp is net 'n skakering van groen eiers. Dis pragtig. Sien, hier is ook van daai. Dis nie ongelooflik. Van daai olives. Maar soos as ek nou van hulle, dan sal ek nou klein tyd miskien vir elkeen 'n groen dingetjie aansit met 'n nommer. Dan weet ek daai kom uit 'n groen eier en daai kykentjies. Want ek het gesien hardloop by buitekant rond. Ja. Maar so wissel hulle en raak groot en hulle begin raak dikker. So later sit ek hulle nou in kampe vir die nuwe leiers. En sodra hulle nou 'n eier lê, dan kry hy nou sy regte size tag met 'n nommer. Dan het ek 'n boek vir elke kamp waarin ek nou skryf. Nou watter kamp toe gaan sy en watter eier lê sy. So eventually gaan sit ek daar saam met my regte haan oor watter eier ek dan nou of watter hen ek wil dit uit hê wat se kleur eier daai hen sal moet lê. Dit moet wonderlik wees want dit moet elke keer ook vir jou 'n verrassing wees om te sien hier is hierdie eier nou. Regtig al skattejag kry, ja. Ek het so 'n paar van die hulle eerste eiertjie is baie keer die heel helderste. Dit is so mooi, maar die hen gee dieselfde hoeveelheid ink. Of die eiertjie is so klein of eier nou later so groot. En dis hoekom die partykeer is hulle so helder, die kleintjies. En dan bære ek het so 'n paar gebære wat vir my verskriklik mooi is. Ek sou gedoen uithaal en wys. Daar's een wat hoor jy gou hierso dan kan ons hier in zoom
Jessie, ek sê vir jou van hierdie goed. Ek wil oorbrille dra. Hallo jy. Hierdie is vygie. Klein vygeltjies. Okay. So van hulle. Sien hierdie is ook een van daai wat Ja. so bloem. Kyk daai Die blou blou is net. En hierdie was so 'n two-tone groen. Jessie, dis vir my ongelooflik. Ons het net vir jou gevra, hoeveel hoenders het jy? En toe sê jy te veel, maar maar die kamera moet ons nou eintlik op jou wees. So kom ons skuif net gou hier op en op vygie natuurlik ook. Hoeveel hoenderrasse het jy? Weet jy? Man, ek het op 'n stadium so baie gehad soos Ayamsemanis en Menorcas en Herreros. Dit is 'n ras wat hulle begin het in Suid-Afrika wat nog laas jaar nie by Saspil geregistreer was, sover ek weet. Maar dis nou 'n hoender, sy het baard, sy het 'n snor, sy het 'n baard, sy het 'n kap op haar kop. Dis klink soos 'n meerjarige vrou. Maar ek het En jy weet sy dit lyk soos ek. Kyk nou, hierdie was nou 'n natuurlesie vir ons almal. Ek hoop jy kry vir jou 'n aardwurmboks en gaan kyk bietjie wat se hoender lê, wat se eier. Kry vir jou 'n dosyn bondeiers by Karla Jacobs. Hoop julle die program geniet. Mooi bly.